Ons kyk vanaand na die groot leerstelling oor die Here se voorsienigheid. En ons kry dit hier in Genesis 39 vers 1 tot vers 23. En jy sal sien dis nie vreemd om te hoor hoe dat selfs bekende Christene vraagtekens het oor die Here se voorsienigheid. Want jy sien ons word geleer alles hang van ons af. Dit is egter belangrik om raak te sien dat die Here vir ons in hierdie boek Genesis stap vir stap wys hoe sy voorsienigheid werk, sodat jy nie later, as jy in ander dele van die Bybel begin moeilikheid kry, sal vergeet, maar die Here het van die begin af, het die Here vir ons gewys, dat hy regtig in beheer is, dat hy die een is wat alles laat gebeur. Hy is die ene wat maar net vir ons kan wys, dat hy in beheer is en dat hy stap vir stap vir ons hier deurneem. Kyk, oor en oor wys hy sy voorsienigheid, sy voorbeskikking oor alles. En hy wys hoe dit verband hou met ons verantwoordelikheid. Moet hy selfs die verkeerde optrede van mense gebruik om sy koninkryk te bevorder. Sy voorsienigheid word hier gesien in dit wat met Josef gebeur, ten spyte van die haat van sy broers. In hierdie gedeelte sien ons hoe dat Josef in slawerny beland, die versoeking wat oor sy pad kom, sy gevangenstraf. Kom ons kyk eers in vers 1 tot 6, dan sien ons hoe die Here sy guns vir Josef gee. Iemand wat 'n slaaf is in 'n vreemde land. En dan in vers 7 tot 19 sien ons dat hy versoek word. En ons sien hoe hy daardie versoeking weerstaan. En dan in die volgende gedeelte dan sien ons hoe dat sy eienaar sy vrou 'n valse beskuldiging bring en hy word in 'n afwaartse spiraal word hy in die gevangenis gegooi. Maar selfs daar ervaar hy God se getrouheid, sy versorging. So ek wys vir ons dat in vers 1 tot vers 3 staan. Daar staan: Josef is na Egipte toe gebring. Potifar, 'n amptenaar van die farao en hoof van sy leiwag, 'n Egiptenaar van geboorte, het vir Josef by die Ismaeliete gekoop wat hom Egipte toe gevat het. Die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly. Toe Potifar, Josef se eienaar, sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat met Josef aanpak laat slaag, was Potifar hom goedgesind. Kan jy raak sien, die Here is nie afhanklik van ons omstandighede nie. Moses staan nie baie hieroor stil nie, maar hy wil net vir ons wys dat Josef die guns van die Here ervaar het. Jy kan jou verbeel hoe dat Josef hierdie verwerping deur sy familie moes ervaar het. Hoe hy daardie verkopery as 'n slaaf negatief moes ervaar. Hy wat nou in 'n vreemde land bly en hy het baie goeie rede gehad om mismoedig te wees. Psalm 105 lewer vir ons kommentaar hierop en hy praat spesifiek oor hierdie tronkervaring. Lees dit bietjie saam met my hier in Psalm 105. Toe hy hongersnood oor die land gebring het en al hulle kos laat opraak het, het hy iemand voor hulle uitgestuur. Josef is as slaaf verkoop. Hulle het sy voete geboei en hom in die gevangenis gehou, totdat sy woorde bewaarheid is. Nadat hy die toets deurstaan het, het die koning hom uit die gevangenis laat uitkom, aangestel as hoof van die koninklike huishouding, met gesag oor al sy besittings. Natuurlik sou Josef hom hierdie vraag gevra het, soos jy ook partykeer vra. Here, waarom laat u dit met my gebeur? Dink net, jy was die gunsteling seun van sy pa. Skielik is hy 'n slaaf. 8 keer wys Moses dat al is Josef as slaaf verkoop en al is hy deur sy eienaar se vrou versoek, al beland hy in die tronk, is die Here met hom. Die Here is met hom. Die woorde die Here is met hom is nie 'n verwysing na die Here se alomteenwoordigheid nie. Dit is eerder daarop gerig om vir jou te sê dis die verbondsgod wat by hom is. Sy verbondsteenwoordigheid. Sy guns ten spyte van al die slegte dinge was die Here met hom. En dit wys dis die Here wat hom voorspoedig maak. Dis die Here wat sy seën oor hom uitstort. Interessant genoeg, Potifar se naam beteken die een wat Ra, jy weet Ra was die afgod in Egipte, die songod, die een wat Ra gegee het. Maar dit is duidelik, dis nie Ra wat gee nie. Dit is die Here wat gee. Dis duidelik hier in vers 3
En dan gaan ons weer 'n keer kyk net na vers 5. Daar staan: Van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Dit was oor Josef dat die Here dit gedoen het. Is dit nie vir jou ook aangrypend nie? Van die tyd wat hy hom aangestel het oor sy huis, oor alles wat hy besit het die Here die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef. En die seën van die Here was oor alles wat hy besit het. Moses stel dit vir ons dat God in sy voorsienigheid guns betoon aan Josef. Hy is van sy familie geskei. Hy word deur sy broers gehaat, hy is verkoop. Selfs in daardie vreemde land word die Here nie onkant gevang nie. Hy maak vir Josef voorspoedig. Al is hy 'n slaaf, is hy suksesvol. Hy word bevorder tot die hoogste posisie in die huishouding. Sy betroubaarheid word deur almal gesien. Ook sy eienaar kan nie anders as om dit raak te sien nie. So betoon die Here in sy voorsienigheid guns aan Josef. In die tweede gedeelte wat ons in vers 7 tot 19 kry, sien ons die versoeking waarmee Josef gekonfronteer word. Maar ons sien hoe hy in toewyding aan die Here lewe, selfs in die moeilikste omstandighede, en jy moet dit ook sien as die guns van die Here. Want jy sien, die Here gee ook iemand oor aan sy eie welis, as hy sy hand van hom onttrek. So hierdie gedeelte kontrasteer Josef se gedrag duidelik met sy broers. Onthou jy nog wat dit sy twee broers aangevang? Ruben in hoofstuk 35 het met 'n byvrou van sy pa het hy gelol. En dan in hoofstuk 38 het Juda eintlik met sy seun se dogter het hy 'n kind. Maar hy's anders. Weet jy, ons lees hier in vers 6 tot vers 7. Josef was fris gebou en mooi. Nou hierdie is die skrifverklaarder sê die inleiding. Moses wil vir jou sê hier is 'n versoeking op pad. Na sy bevordering in sy eienaar se huis het diese vrou na Josef gekyk en vir hom gesê kom slaap by my. Ek wil hê jy moet die volgende woorde net jou eie maak. Josef word deur sy eienaar se vrou versoek, maar die Here is ook in die versoeking by hom. So, dis kristalhelder wat Moses vir ons hier waarsku. Hy wil vir ons sê, hier was 'n versoeking vir Josef op pad. En dan gebruik Josef twee argumente, en ek wil hê jy moet dit raak sien vandag. Maar hy wou nie. Hy het vir sy eienaar se vrou gesê, meneer steur hom aan niks van dat ek hier is nie. Wat hy besit, het hy onder my sorg geplaas. Daar is niemand wat in hierdie huis meer gesag as ek het nie. Meneer het niks om my teruggehou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig. Kyk, dit is goed om hierna te kyk, want baie keer het mense wat hier staan eintlik as 'n verskoning gebruik om op hierdie terrein te gaan sondig. Hy sê, my eienaar vertrou my, dat hy glad nie meer oor my toesig hou nie. Hy het sy hele huishouding onder my gesag gestel. Mense val vir hierdie versoeking en sê, niemand sal weet nie, ons is alleen. Dis nie wat hier staan nie. Die eienaar is nie hier nie, maar hy vertrou my so. Dis nie dat ek nou 'n perfekte geleentheid het nie. Hy sê, daar's net een ding wat die eienaar vir my weerhou het, en dis sy vrou. Onthou in Genesis 3, as die duiwel vir Adam en Eva kom sê, dat daar een area is wat die Here van hulle weerhou het. Hulle mag nie van daardie boom eet nie. En dan is hulle eerste reaksie, maar dan wil ons dit juis in die hande kry. Maar Josef, as hy deur die Here getrou gehou word, as hy nadink, dat daar net een ding is wat sy meester hom nie gegee het nie, dan gebruik hy dit as 'n argument teen die versoeking. En daarmee wil Moses iets belangrik vir ons wys. Dit gaan oor integriteit, getrouheid, die opregtheid van Josef. Dis iets wat die Here in sy hart werk. Natuurlik wys Moses vir jou dat die versoeking 'n oond is waarin daardie eienskappe suiwerder word, sodat Josef later vir groter dinge in God se plan gebruik kan word. Dan gee hy uiteindelik sy belangrikste argument. Kyk net weer wat sê vers 9 vir ons. Ek sal mos teen die Here sondig. Hoe kan ek hierdie groot kwaad doen, teen God sondig? Eerstens sê hy, dat dit wat sy hom vra om te doen is verkeerd, dis goddeloosheid, dis boos. Die Here hou nie daarvan nie. Dit is nie hoe mense vandag daarna kyk nie. Vir mense is so geleentheid net vol positiewe dinge. Maar Josef kom dadelik tot by die kern van die saak en hy sê, hierdie ding wat jy wil doen,
is verkeerd. Dit kan nie so werk nie. Dit behoort nie gedoen te word nie. Want dit is verkeerd in die oë van die Here, en dan sê hy, as ek dit sou doen, is dit nie soseer 'n sonde teen my eienaar nie, eerder 'n sonde teen my God. Onthou jy dat Dawid in Psalm 51 tot stilstand kom, dan sê hy, teen U alleen het ek gesondig, Here. Dis die manier om hierdie soort van versoeking te weerstaan. Josef het hom herinner daaraan. Die Here is hier. Die Here, ek wil nie teen hom sondig nie. Ek wil nie sy guns verloor nie. Daarom moet dit nie gedoen word nie. Ons word in vers 10 vertel dat Josef hierdie soort van toenadering dag na dag moes verduur. Uiteindelik moet hy vlug. Maar dis nie die vlug van 'n lafaard nie. Dis die vlug van 'n wyse en regverdige man. Ek wonder of hierdie vlug nie die gedagtes van Paulus was as hy in 2 Timoteus 2:22 skrywe. Vlug vir die begeertes wat 'n jong mens in die gevaar stel. Moenie rondtalm daarmee nie. Moenie probeer kyk hoe naby jy kan kom aan wat verkeerd is nie. Vlug. Hardloop weg daarvan af. As Josef dit doen, dan verander Potifar se vrou se gesindheid. Skielik is sy kwaad. Skielik beland Josef in daardie moeilike posisie. En dis 'n plek wat hy nou veroordeling en teregstelling kan verwag. Josef moes gewonder het wat aangaan. Hoekom laat die Here dit toe? Ek wou maar net aan die Here getrou bly. Maar weet jy, Moses gee weer vir ons net so 'n kykie in die soort man wat die Here gaan gebruik om sy koninkryk te bou. 'n Man van integriteit. Dis juis hierdie soort van omstandighede wat daardie kwaliteite oor integriteit verfyn. Al wat Josef in hierdie omstandighede kan doen. Dink nou, hy's 'n slaaf. Hy het geen beheer oor sy omstandighede nie. Al wat hy kan doen is om getrou aan die Here te wees. Dis al wat die Here wil hê van 'n mens wat hy in sy koninkryk wil gebruik. Dat ons getrou bevind sal word. Dis die kwaliteit van 'n rentmeester. Dis die kwaliteit van 'n disipel, iemand wat getrou is. Hoe leer jy getrouheid? Jy leer getrouheid in slegte omstandighede. Wanneer daar alle rede is om juis van jou getrouheid af te probeer wegkom, bly jy nog op koers, ongeag die gevolge. Dis Josef wat vir ons 'n voorbeeld is oor toewyding aan die Here, en ons weet, die Here het dit ook in sy hart gewerk. Dan kom ons by vers 20 tot vers 23. Maar hy wou nie, en het vir sy eienaar se vrou gesê, meneer steur hom aan niks van dat ek hier is nie. Wat hy besit, het hy onder my sorg geplaas. Maar ek wil net vir jou neem na vers 20 en 23. Dit is nou Potifar het vir Josef gevat in die tronk gegooi, waarin die mense wat deur die koning gevange gehou is. Terwyl Josef daar in die tronk was die Here by hom. En hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Hy het vir Josef in beheer geplaas van al die gevangenes in die tronk en van wat hulle moes doen. Josef was vir alles verantwoordelik. Kan jy sien? Weer 'n keer ervaar hy die bonatuurlike versorging van die Here. Selfs in hierdie onnodige gevangenstraf is die Here se guns met hom. Ek wil net weer vir jou na die afwaartse spiraal in Josef se lewe wys. Josef was iemand wat sy pa se gunsteling kind was. Dan beweeg hy van daar af na iemand wat sy broers haat. Hy beweeg van daar af na iemand wat verkoop word as 'n slaaf. Hy word van daar af 'n arbeider in iemand se huis. En van daar af word hy 'n misdadiger in die tronk. Is dit nou wat ons met voorsienigheid verstaan? Weereens, kyk wat sê vers 21. Die Here was by hom. Hy het Josef sy troue liefde laat ondervind. Moses wil ons verseker, God was by hom. Die verbondsgod van Israel, wat hom by die naam noem dat hy Jahwe is, die verbondsgod. Hy was met Josef. 8 keer in hierdie gedeelte wil Moses dit beklemtoon. Selfs in die tronk is God by hom en is sy hand so sigbaar. Al wat Josef kon verwag het, was dat hy tereggestel sou word, want dis wat gebeur het met 'n misdaad soos hierdie. Hy's 'n Hebreër, hy's in Egipte, hy's pas daarvan beskuldig dat hy op seksuele terrein iemand probeer misbruik het. Al wat hy kon verwag is dat sy kop afgekap word. Maar die Here werk op 'n wonderlike manier. Hy plaas hom nie in die tronk nie. Die term wat Moses gebruik,
wys vir ons dis 'n koninklike tronk. Tronk waar die gevangenes van 'n spesifieke soort aangehou word. Josef het dit nie verstaan nie, maar jy weet waarom het dit gebeur. En natuurlik het die Here hom daarvoor 'n rede. Dit sal nog 'n rukkie duur voordat daardie rede duidelik sal word. En so gee Moses vir ons hierdie duidelike agtergrond. Dat die Here ons omstandighede in sy hand hou. Jy sien, ons het 'n vermoede dat die Here soms met ons omstandighede iets wil doen. Maar ons verstaan nie altyd waarom nie. En ons wil dan ook daardie vraag vra: Here, maar hoekom laat U sulke dinge toe? In hierdie konteks sien ons die Here was nog eers met Josef besig. Josef moes gevorm word. Miskien het daar in jou lewe ook dinge gebeur wat jy gevoel het, maar ek het regtig verkeerd opgetree. As die Here sy doel bereik en jou vorm daardeur, as jy vergifnis in Christus ontvang, kan alles verander. Josef se vermoëns en integriteit was elke keer dieselfde. Maak nie saak of hy 'n slaaf is, maak nie saak of hy die onderkoning is nie. God het hom geleer om in elke omstandighede dieselfde te wees. So sou hy die persoon word wat die Here graag wou gebruik, wat die ergste versoekings voor nee sou kon sê, maar hy moes leer deur hierdie verwerping. So die verhaal maak dit duidelik. Dis God wat Josef hierheen gebring het. Ons wil die Here bevraagteken. Die Here wou sy volk bewaar. Hy bewaar vir Josef sodat Josef sy instrument sou word daarvoor. So nou wonder ek, waarvoor berei die Here jou voor? Jy weet dat die Here ook 'n doel met jou lewe het. Natuurlik is God se grootste doel om jou soos die Here Jesus te maak. Die kerkvaders leer ons dat die Here vir Josef daar geplaas het sodat hy soos Jesus sou wees. Hy sou die verlosser, die brood vir 'n wêreld word. God skep jou in sy voorsienigheid sodat jy ook soos sy seun sal wees. Mag die Here jou in staat stel om te glo dat sy plan met jou nie verby is nie, maar dat hy voortgaan om sy koninkryk te laat bou tot sy eer, tot jou beswil. Kom ons kyk na ons gebedsonderwerpe. Kom ons dank die Here vir sy voorsiening. Ons dank hom vir die reën en die gunstige omgewingstoestande. Ons bid vir geopende deure, oë en verstand om saam te werk aan God se plan. Nommer 4, kom ons bid dat die evangelie boodskap helder sal klink in hierdie Kerstyd. Ons bid nommer 5 vir hulle wat besig is met eksamens. Ons bid vir hulle wat onverskillig lewe. Ons bid vir die G20 beraad wat gaan plaasvind. Jy weet van al die baie krisisse en uitdagings in ons land. Jy weet van al die spannendheid oor al die advertensies. Kom ons bid ook daaroor asseblief. Ons bid vir ons plaaslike owerheid, bid vir dienslewering. Ons bid vir ons hospitale en ons nooddienste. Kom ons bid ook vir gesonde gesinne. Mag die Here julle seën as julle saam bid.